Goeiedag geliefdes, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is besig om te gesels uit die boek Psalms uit en hierdie week gaan ons stil staan by 'n baie besonderse psalm en dit is Psalm 51 wat gaan oor die hele beginsel van vergifnis. En ek dink dit is baie belangrik vir ons lewe, want dit moet deel vorm van wie en wat ons is, dat ons na die Here toe kan gaan en kan bid vir vergifnis. En ons gaan mooi stil staan by hom en lekker gesels daaroor en ek bid regtig dat dit by jou sal inslag vind en dalk is daar net ietsie wat 'n verskil maak in jou lewe van vandag. Nou kom ons sluit net die oë en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir hierdie baie besonderse dag wat U vir ons gegee het. Dankie dat ons kan lewe in hierdie dag. Dankie vir liefde, vir genade, vir krag, vir wysheid. Dankie Here Jesus dat ons in U oorwinnaars is. Dankie dat ons in U vergifnis kan vind. Dankie vir alles wat U van ons doen. En ons kom bid vandag, Heilige Gees, dat U ook hierdie woord vir ons oopbreek en verstaanbaar sal maak en dat ons regtig die waarde sal put uit hierdie psalm uit en sodat ons dit deel van ons lewe kan maak en vanuit dit kan leef en hierdie vergifnis en vryspraak kan kry en kan loskom van goed wat ons bind in die lewe. Baie dankie dat ons dit kan bid in die naam van ons Here Jesus Christus, die een wat aan die kruis vir ons gesterf het en opgestaan het uit die dood. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou goed, hierdie staan alom bekend as 'n psalm van Dawid. Dit gaan oor Dawid wat 'n skuldbelydenis dan kom doen. En Psalm 51 vers 1 kom sê vir ons, vir die koorleier 'n psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Nou Dawid het verlang daarmee saamgeleef en het weggesteek en Nathan het vir hom gesê, hoor hierso, jy weet, jy moet voor God hierdie goed kom bely en skoon kom en dit uit jou sisteem uit as dit ware kry. En dan kom skryf, word hierdie psalm geskryf en wat vir ons net ietsie baie mooi weergee van dit wat in ons lewe gebeur. Nou, elkeen van ons is maar gevul met sonde. So ons doen sonde of kom ek sê dit beter, ons word blootgestel aan die wêreld en die wêreld, as ons nie onsself beskerm nie, dan doen ons sonde. Ons doen verkeerde goed en sonde is om God se doel met jou lewe te mis. So ons doen hierdie goeders. Ons wat in Christus is nie sondaars nie, maar ons is geregverdig verklaar, ons is heilig, ons is vrygespreek, ons is nuwe mense, ons is nie sondaars nie, maar as kinders van God doen ons partykeer die verkeerde ding en doen ons sonde en dink ons die goeders. En dan moet daar ook 'n sisteem wees wat ons dan hierdie sonde wat ons gedoen het, die verkeerde optrede, hoe ons dit uit die weg uit kan ruim in ons lewe. En daarvoor is dit nodig dat ek en jy belydenis sal doen. En belydenis en vergifnis gaan dan hand aan hand. Opregte belydenis, dit word dan soos 'n uitveer, God wat hierdie sonde uitvee. Daai toe ons Psalm 103 gedoen het hy gesê, maar hy verwyder ons sondes en ons oortredinge so ver soos die ooste van die weste af is. Weet, hy dink net eenvoudig nie meer daaraan nie. Hy begin weer nuut met ons. Nou kom ons kyk, wat is nodig, die aanleiding daartoe dat daar vergifnis kom en wat gebeur, die hele proses daaraan. So Psalm 51, 'n baie kosbare psalm, wat jy dalk net weer op jou eie rustig moet gaan bestudeer ook, saam met hierdie video. Hy sê in vers 3, kom hy na die Here toe en hy sê, wees my genadig, o God. U is die God wat my gemaak het, maar kom wees my genadig. Kom, sien my raak vir wie en wat ek is, dat ek maar mens is, dat ek maar die stof is, dat ek Adama is. En hy sê, Here, kom kyk met ander oë na my. Wees genadig, maar in u troue liefde. En vanuit u liefde
kom wees u genadig. En dan sê hy, kom wis my oortredings uit. Jy weet, kom vee dit asseblief uit, Here, die foute wat ek gemaak het. En hy sê, Here, omdat u 'n barmhartige God is, né? Want onthou toe God, wat het God vir Moses gesê? Dat hy is 'n barmhartige God en hy is lankmoedig en hy is vol liefde. En dis wie hy is. Dis wat God self kom sê uit sy eie mond. Dis sy karakter. En nou kom sê hy vir ons, maar Here, u is barmhartig, maar kom wis u hierdie oortredinge van my uit asseblief. Kom maak dit skoon. Want is besig om my eie ondergang te bewerkstellig. Ek het nie vrede hier in my gemoed as ek leef nie. Ek worstel maar daarmee. En daarom kom bring ek dit voor u. En hy kom sê dit in ander woorde ook. Hy sê, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. So, maak my heeltemal skoon. Laat my dink aan 'n gedeelte soos Openbaring 1 vers 5, wanneer dit ook daar sê, dat, miskien moet ek dit gou-gou vir ons lees. Openbaring 1 vers 5 wat sê, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos. As gevolg van die kruishout, deur sy bloed het hy ons van ons sondes verlos. So deur die kruishout van Jesus is daar vir my en jou vergifnis. Dit is daar, maar wat wil hy hê? Hy wil hê jy moet na hom toe kom en jy moet vir hom kom sê, Here, vergewe my, ek is jammer oor my oortredinge, help my daarin asseblief. Want dit is daar, daai uitveer as het ware is daar, dis die kruis van Jesus, sy bloed wat vir ons gevloei het, want hy het namens ons, het hy vir daardie offer, was hy die offer gewees, het hy die skuld van ons sondes betaal. Nou sê hy net, kom reinig my. Hy sê in vers 5, ja Here, my oortredings ken ek is bewus daarvan, en van my sonde bly ek altyd bewus, hierdie stryd wat ek voer, ja? En julle onthou Romeine 7, wanneer Paulus sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, en hierdie slegte wat ek nie wil doen nie, dis juist die goed wat ek doen, en wie sal my daarvan kan verlos, van hierdie toestand, hierdie goed wat met my gebeur. Hy sê, dank aan die Vader, dis Jesus Christus wat my daarvan verlos, en hier kom sê hy net, Here, ek is bewus van al hierdie goed, ek is bewus van my sonde, ek is bewus dat ek verkeerd doen, ek is bewus dat ek eintlik maar net 'n nietige mens is, maar ek wil graag reg leef, ek wil graag reg leef in u oë, ek wil die regte ding doen, ek wil vry wees, ek wil skoon wees, ek wil net ontslaa raak van hierdie goed in my lewe asseblief. Dat dit nie vashou plek sal wees vir die duiwel nie, dat dit nie 'n teelaarde sal wees vir die duiwel om verder verwoesting in my lewe te saai nie. So hy sê, ek bly van my sonde bewus. Hy sê, teen u alleen het ek gesondig, Here, want u is my maker, u is die een wat my gemaak het. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. En daarom, Here, u uitspraak sal dus reg wees, want u is die regter en u oordeel is regverdig. Ek aanvaar dit. Maar dis hoekom ek na u toe kom, om by u te kom pleit. U is die regter. Hy sê hier, Here, maar ek was al eintlik skuldig, en met sonde belaai, toe my moeder swanger geword het. So daar in my moeder skoot, het ek al eintlik hierdie sonde gehad. So hierdie hele konsep van ons word in sonde ontvang en gebore, en daarom het ek en jy 'n verlosser nodig. En ons het vir Jesus Christus nodig, wat aan die kruishout vir ons gesterf het, namens ons gesterf het ook. So hy sê, Here, van die begin af, van dat ek my oë oopgemaak het in hierdie wêreld, is ek blootgestel aan sonde, is daar die geneigtheid in my tot sonde. Maar die dag toe ek my lewe aan u oorgegee het, is daar die houvas van my af weggeneem. Dan word ek 'n kind van u, maar ek is bly steeds tot die dag wat ek my laaste asem hier op aarde uitblaas, bly ek blootgestel aan sonde en die impak van sonde op my lewe, maar dit sal my nie oorweldig nie, want
Ek het die Vader na wie toe ek kan gaan. Ek het die vergifnis van Jesus. Hy sê eintlik hier in vers 7 in die oorspronklike vertaling sê hy, ek is in onreg, in ongeregtigheid gebore. En dan weet ons die woord sê vir ons, Christus is ons geregtigheid. Wat ons posisie dan ook kom verander. In 1 Korintiërs 1 vers 30 kan jy ook gaan lees, wat sê, in Christus het ons sekere goed gekry, vryspraak, hierdie geregtigheid. Goed, hy gaan aan, kom ons lees verder. Hy sê in vers 8, maar wat verwag die Here? Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Here, u wil nie, ek moet sommer maar net na u toe kom en eintlik sommer so by the way vir u sê, ag Here, ek is jammer oor dit en dat wat ek gedoen het nie. Hy sê nee, opregtheid, 'n diep opregte berou, diep opregtheid in 'n mens se hart, né? Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil dat ek moet leef. Kom sê dit vir my, Here, moenie dat dit van buite af kom nie, maar hier van binnekant af. En dis so mooi. Weet wat Dawid hier uitspreek was nog voordat Jesegiel 36 daar is van die nuwe verbond waarin ons blootgestel is, die nuwe verbond van waaruit ons leef, wat God gesê het, maar my kind, ek kom verander jou hart. Ek kom woon self in jou, ek stuur my gees, ek verander jou hart, verander jou gees, en ek stuur my gees in jou, om vanuit jou dan te leef. Ek sal jou help om al die goed na te kom, en te leef soos wat ek in gedagte vir jou het. Maar hier sê Dawid dit baie mooi ook, hy sê, laat ek diep in my binneste weet, Here, laat ek hier in my siel weet, hier in laat my hartklop 'n hartklop vir u sal wees, hoe ek moet lewe. Ek wil my lewe op u gerig hou. En sê in vers 9, neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. In die oorspronklike vertaling dan praat hy van hierdie hisoptakkie, né? Hy sê dat dit soos hisop sal wees. Nou die hisoptakkie kan ons daar in Eksodus gaan lees, toe die bloed aan die deurkosyne gesmeer is, vir die Egiptenare is dit met die hisoptakkie gedoen, sodat die doodsengel verby daardie deur, waar die huis, verby die huis beweeg, waar die bloed aan die deurkosyn was. En dan ook die besprinkeling, die reiniging is baie keer ook met 'n hisoptakkie gedoen, né? Wanneer dit in water gedoop is en op mense besprinkel is vir reiniging. So dis, as jy dit sou dalk raak lees in 'n oorspronklike vertaling, dan praat hy van hierdie hisoptakkie. Hy sê daardeur, Here, kom wees u die hisoptakkie. Kom wees u die ene wat my sonde kom vergewe. Was my dat ek bitter as sneeu kan wees. Dis die beginsel van skoonheid, die beginsel van reinigheid wat hulle geken het, daardie witheid. En hy sê in vers 10, laat my weer blydskap, want dis nou die by vers 10 sien ons die vrug van vergifnis, né? Die resultaat daarvan. Hy sê, Here, laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Here, toe ek nie my sondes bely het nie, het u swaar op my hart gedruk. Het ek eintlik half sleepvoet deur die lewe gegaan, so half kop onderste bo, swaarmoedig deur die lewe gegaan, want daar's iets wat my druk, daar's iets wat my in my binneste hinder, en hy sê, laat my weer die blydskap ervaar, laat my weer die vreugde ervaar, soos iemand wat vrygespreek is, man. Here, kom doen dit, laat my weer jubel vir 'n slag, né? Moet tog nie agslaan op my sondes nie, wis al my skuld uit. Hy sê eintlik hier, Here, as jy na my kyk, moenie in my sondes vaskyk nie. Kyk asseblief wie ek is. Kyk asseblief die feit dat ek lief is vir u. In ons tyd, kyk Here, dat ek die kind is, dat ek in Christus is, en dis wat die Here doen. So hy kyk nie teen ons sondes vas nie. Hy sê net, my kind, bring daardie sondes na my toe. Bring die goed waarmee jy sukkel, sodat ek dit kan jou vryspreek in die lewe, jou kan vrymaak daarvan. Romeine 8:13 kan jy ook gaan lees daaroor. En hy sê dan verder, moenie agslaan op my sonde nie, wis al my skuld uit, vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, kom herstel my, Here,
vernuwe my gees en maak my standvastig. Here, kom skep vir my 'n rein hart, kom gee vir my 'n ander hart wat deur U vergewe is, want dit was, hulle het gedink, dis die sentrum van hulle lewe, die sentrum van hulle bestaan, so Here, kom gee net vir my 'n nuwe hart. Want as ek 'n nuwe hart het, dan begin ek net eenvoudig anders te lewe, anders te optree, en hy sê, kom vernuwe my gees, my verhouding met U, en maak my net weer standvastig, dat ek nie heen en weer deur die lewe beïnvloed word nie, soos 'n golf wat deur die wind heen en weer gewaai word. En hy sê, nee Here, kom maak my standvastig, dat ek op my oë gerig sal hou op U, dat ek U pad sal loop, moet my tog nie van U af wegdryf nie, want ek wil naby U wees, en U Heilige Gees, die ene wat my moet lei in die lewe, van my af wegneem nie. Want waar gaan ek eindig as ek nie deur U leiding kan lewe nie? En hy kom bid as dit ware, en hy besef, maar ek was op die verkeerde pad gewees. So Here, kom geef my 'n nuwe hart, maak my standvastig, kom geef my 'n nuwe gees, sodat ek op U pad kan bly, sodat ek op U gefokus kan bly. Vers 14, laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. En dit is dieselfde wat hy gesê het, jy weet, Here, ek wil net weer bly wees. Ek wil weer ligvoets deur die lewe gaan. So hy sê, dit kom van die Here af. En die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, vers 14 se laaste reël, laat my U weer met toewyding dien. Hoe baie keer gebeur dit nie, né? Dat as ons sonde in ons lewe het, dan is ons 'n paar tree weg van die Here af. Dis asof ek nie die Here in die oë kan kyk nie. En dat ek bietjie skuldig voel oor 'n paar goed, en dan kan ek nie met die Here praat nie. En dan bly ek eerder stil. En dit beïnvloed my spesiale tyd, ek praat altyd van 'n sitkamertyd, my tyd wat ek met die Here spandeer. Dit beïnvloed daardie tyd. En eintlik aan die einde van die dag doen dit soveel meer skade. Plek ons net na die Here toe gaan. Plek sy na die Here toe gaan en vir hom sê, hier is ek, Here. Vergewe my, kom spreek my vry. Wil U weer met toewyding dien, op U pad wandel. En hy sê, Here, dis my hart, laat my weer U met toewyding dien. Soos wat ek standvastig wil loop, wat ek U weer met toewyding dien. Hy sê, Here, weet U wat gaan ek dan doen? Dan sal ek ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag. Daar kom 'n stuk getuienis, wat as die Here my vrygespreek het en my vrygemaak het, dan gaan ek vertel dit vir ander. En hy sê, Here, ek wil dit gaan vertel. Wat U verwag. Dat U verwag dat ons na U toe moet kom. Vir vergifnis, vir vryspraak, om vry te lewe. Dat sondaars hulle tot U sal bekeer. Ek sal so praat, dat hulle tot na U toe kom. Mense wat dan U nog nie ken nie, mense wat in sonde leef, Here, dat hulle na U toe kom. Ons sê in vers 16, red my van ondergang, o God, my redder. Ek is besig om onder te gaan, omdat ek nie my skuld bely nie. Hierdie swaar las op my het, né? As ek, dit is soos 'n bal, né, wat jou aftrek onder die water in. En die Here sê, maar ek wil jou kom vry maak, ek wil dit kom losmaak, sodat jy weer boontoe kan styg. Want hy sê hier in vers 16, Here, U is my redder, dat ek kan jubel oor U verlossingsdaad, daaroor kan getuig ook. Dit moet in my lewe begin wys wie en wat U is en wat U gedoen het. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. Hoe mooi is dit nie? Kom geef my 'n nuwe hart, Here. En kom geef my 'n rein hart, sê in vers 12, vernuwe my gees, dat ek standvastig bly. Maar as die Here vir hom 'n nuwe hart gee en sy gees vernuwe, dan is dit asof ek mos nou hierdie woorde kan sê vir die Here. U lof verkondig, want U het my vrygemaak. En dan sê hy, Here, U vra nie 'n offer van my nie. Anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil U nie hê nie. Nou hierdie offers was maar altyd die offers wat hulle gebring het vir hulle sonde, né, vir versoening met God. As ek verkeerd gedoen het, bring ek 'n offer na die tempel toe, daar dat die priester dit offer, en dan kry ek die vergifnis, want die offerdier sterf eintlik mos nou in my plek. En hy sê, 'n brandoffer wil U nie hê nie, brandoffer wat net weer wil wys vir toewyding aan die Here. Hy sê, Here, dis vir U belangriker
om die volgende te wil hê. Die offer wat u wil hê, o God, is verootmoediging, dat ek met 'n opregte hart na u toe sal gaan. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God, om my weer reg te kry by God, want hy weer op 'n bepaalde manier met my handel, sê Dawid. Hy sê, hoe dit hier van binne af kom, hier van my hart af, en hy sê, Here, kom help my daaroor. En hy wil eintlik vir almal sê, as jy na die Here toe gaan met opregtheid na hom toe. As jy wil berou vra, gaan met opregte hart, vol berou, sê vir die Here, ek's jammer, en hy sal uitvee, want Jesus se bloed het vir jou gevloei. En dan vers 20-21 is eintlik so 'n aanhangsel wat ons dink, dit is of die feit dat hierdie psalm dalk heel wat later geskryf is, en nie deur Dawid nie, maar dit het betrekking op Dawid, of hierdie is net later bygevoeg, maar vers 20 en 21 praat oor die mure van Jerusalem wat herstel moet word, want hoekom is Jerusalem dan eventueel vernietig? Want die volk het sonde gedoen, hulle was ongehoorsaam aan die Here, en wou nie luister na hom nie, en dan sê hy, laat Sion u liefde en u goedheid ondervind, herbou tog die mure van Jerusalem, Here kom herstel, soos wat u my herstel, kom herstel Jerusalem, u stad waar u tuis hoort, dan sal die offers wat voorgeskryf is, weer vir u aanneemlik wees, offerdiere wat heeltemal verbrand word, né? Dis daai brandoffer vir toewyding aan God, dan sal hulle weer bulle op u altare offer. Here, kom vergewe, kom herstel, sodat ons u weer opreg kan dien. En dis wat Psalm 51 sê, hy sê, ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, ek weet nie waarmee jy tans besig is nie, of jy met verkeerde goed besig is nie, jy sal weet, maar weet jy, ek wil vir jou vandag een ding sê, en dit is dat die Here jou vryspreek, as jy met 'n opregte hart na hom toe gaan. As jy berou toon, want dis waarvoor Jesus gesterf het. Hy het vir jou gesterf, sodat jy vrygespreek kan word, sodat hy daai sonde, so ver soos die ooste van die weste af, kan verwyder. En dis wie hy is, en hoekom doen hy dit? Want hy het my en jou so ongelooflik lief. Hy sê, onthou julle Psalm 103, gaan kyk maar die video van Psalm 103, wat hy ook bid, dat die Here oor ons sal ontferm, want ons is eintlik maar stof, ons is nietige mense. En wat hy ook daar sê, want Here, u is lankmoedig, u is barmhartig, wat Exodus 34, vers 6, wanneer die Here oor homself praat, né? Dis wie hy is. Dis wie die Here is. Hy is lankmoedig, hy is vol liefde, hy is barmhartig, hy is genadig, dis wie hy is. En hy sê vir jou vandag, my kind, kom net na my toe, wie jy is, dat ek jou kan vryspreek, dat ek jou kan vrymaak, dat jy weer my bal van jou voete af, dat jy ligter deur die lewe kan gaan, en dat jy, dat ek jou ook so sal beskerm, dat die duiwel jou nie meer sal aanval op daai terrein nie. Onthou net, jy kan elke keer na die Here toe gaan, en hy help jou, as jy aanhoudend dieselfde ding verkeerd doen, is hy ook daar om jou te help, om eventueel daarvan los te kom, om daai sonde in jou lewe te kan breek, al kry jy die tweede keer nie reg nie, gaan weer na die Here toe, praat met hom, gaan hierdie worstelstryd saam met hom deur, want weet jy wat, die Here wil jou skoonmaak, hy wil jou vry maak, sodat jy kan getuig vir hom, hy wil vir jou 'n nuwe hart gee, hy wil vir jou 'n nuwe gees gee, sodat jy voluit kan leef. En die keuse is joune aan die einde van die dag, of jy wil aangaan met dit waarmee jy aangaan, en die Here is nie tevrede daarmee nie, of jy kom en jy besluit vandag, en jy praat met die Here. En hy wag vir jou, en hy wag dat jy met hom sal praat, en dat jy sommer net vir hom sal vertel wie jy is. Want hy ken jou, hy het jou gemaak, so praat gerus met hom. En kyk gerus ook na die Bybelstudie hierna, en dan hopelik sal ons 'n gedeelte wat ons kyk vanuit 1 Johannes 1 van vers 5, dink ek tot vers 10, wat mooi aansluit ook by Psalm 51. So kyk bietjie na daai Bybelstudie. Doen dit en laat toe dat die Heilige Gees jou ook verder bedien. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader,
Baie dankie vir die vergifnis. Dankie vir die vryspraak. Dankie dat ons weet dat U God is, dat U almagtig is. Dankie dat U liefdevol en barmhartig is en dat U ons wil vergewe. En vandag kom ons en ek bid net eers vir elke ene wat hierna luister. Elkeen wat vasgevang is in een of ander sonde wat tans besig is om die verkeerde te doen, dat U deur die Gees in hulle sal werk en dat hulle na U toe sal kom, dat hulle nie sal wegbly nie, maar na U toe sal kom en voor U sal buig en dat U sal vryspreek en vergewe. Baie dankie Vader vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat U ons vergewe en dat U nuut begin met ons. Here Jesus, dankie vir die vryspraak wat daar in U is. Heilige Gees, dankie dat U ons help op die pad vorentoe en dat U daar is om ons te begelei. Here, wees saam met ons in hierdie week en help ons om 'n verskil te maak in U koninkryk. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dis regtig my gebed dat jy 'n fantastiese week sal hê, dat jy saam met die Here sal wandel, dat jy tyd met die Here sal spandeer. En as jy verkeerd doen, dat jy na hom toe gaan, hy wag vir jou en hy wil graag jou sondes vergewe. Seën vir jou week, kom ons gaan maak 'n verskil in hierdie wêreld. Groete.